Baie dankie pastoor Adrie en weer eens is dit vir my so 'n groot voorreg om die woord van die Here te kan bedien vanoggend op hierdie pragtige Sondagoggend in die Kaap. Dit is so 'n wonderlike voorreg om die Here se woord met ons te kan hê. Vanoggend is daar 'n baie spesiale woord van bemoediging vir elkeen van ons as geroepe disippels van Jesus Christus en ons gaan stil staan by 2 Timoteus 2 vers 1 tot 7. En ons gaan 'n bietjie gesels oor die konteks in bediening of die konteks van bediening. Maar terwyl jy soek na jou plek, gaan ek eers so 'n bietjie gesels oor die konteks van hierdie pragtige brief wat Paulus aan sy seun Timoteus skryf. Kom ons luister 'n bietjie, wat is die agtergrond van hierdie brief? Nou jong Timoteus is gebore in Lystra en dit is in Turkye vandag. En sy pa was 'n Griek soos jy weet en sy ma was 'n Jood. En sy ma, met die naam van Eunice en sy ouma Lois, het hom van kleins af die Bybel laat leer ken, vir hom voorgelees. Ons praat nou van die Ou Testament, nê? En hy was bekend met die skrif. En Paulus het hom waarskynlik na Jesus toe gelei op sy eerste besoek aan Lystra en hy noem hom daarom my ware kind in die geloof, 'n jong man wat die Here Jesus liefhet. En hy het die potensiaal in Timoteus raak gesien en daarom noem hy hom sy geestelike seun en hy bemoedig Timoteus telke male in die bediening. Nou in Paulus se tweede besoek in Efese nooi hy vir jong Timoteus om saam met hom sy sendingreise mee te maak. En toe help Timoteus hom om 2 plekke te kan bedien, Macedonië en Agaia en die evangelie daar te verkondig. En ons moet ook onthou dat Timoteus vir 3 jaar saam met Paulus in Efese was, volgens Handelinge 19, en geluister het hoe Paulus elke dag die woord van God vir 3 jaar aan die mense in die gemeente bedien het. En Paulus noem vir Timoteus later ook sy vernoot in die evangelie, en hy noem hom in 6 van sy briewe wat hy skryf. Nou Paulus skryf hierdie tweede brief waar ons gaan stil staan vanoggend in ongeveer 66 na Christus, in die tyd van keiser Nero, wanneer daar baie vervolging was. En hierdie brief skryf hy letterlik, soos ons weet, net 'n paar maande voordat Paulus onthoof is. Hy was in 'n koue, donker sel, in Engels praat ons van 'n dungeon. Onthou julle Handelinge 28 wat ons laas keer behandel het, was hy onder huisarrest, hy kon lekker vrylik beweeg, maar nou is sy omstandighede heel wat anders. Hy is met kettinge gebind soos 'n misdadiger, en dis inderdaad wonderwerke dat daardie briewe by Timoteus uitgekom het, veral hierdie brief. So Paulus is onthoof, hy's nie gekruisig nie, want hy was 'n Romeinse burger, so hy's daardie pyn gespaar. En hy besef, hy moet nou hierdie aflosstokkie aan iemand oorgee voor sy dood, en Timoteus was sy beste kandidaat. Het julle geweet, vir 15 jaar het Timoteus saam met Paulus gereis op sy sendingreise, en jy kan net dink aan die gesprekke en die mentorskap van Paulus in die lewe van Timoteus. Maar Timoteus was ten spyte van al hierdie mentorskap, was hy in sy jeugdigheid ook baie broos. Hy was skaam. Hy was selfs ongesteld en nie altyd gesond nie. En Paulus bemoedig hierdie jong Timoteus om te volhard sonder om te vrees. Daarom in die hoofstuk 1 van Timoteus skryf hy, vier hierdie gawe wat die Here vir jou gegee het, vier dit aan, wakker dit aan, moenie bang wees nie. Leef uit die krag en liefde en selfbeheersing wat God vir jou gee. En dan sê Paulus, jy moet bereid wees om vir die evangelie te ly soos ek nou ly in die boeye. En hy het hom aangestel, Paulus, vir Timoteus om in Efese een van die gemeenteleiers te wees. En hy vra dat Timoteus hom getrou moet dien in daardie omstandighede. Nou kom ons lees met hierdie agtergrond. Die teks vanoggend 2 Timoteus 2 vers 1 tot 7, ons lees saam. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat vir hom
die diens verwerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê en mag die Here jou insig gee in alles. Let gou op net die struktuur in hierdie pragtige gedeelte. Paulus begin om te sê, jy dan, verwys na die vorige hoofstuk, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. So hy plaas dadelik sy klem vir Timoteus op Jesus Christus. En dan eindig hy in vers 7, dink na oor wat ek sê en mag die Here jou insig gee in alles. So hierdie 7 verse word omarm deur Christus wat Timoteus se genade is en sy sterkte is en die insig wat die Here Jesus vir hom sal gee in sy omstandighede. Nou wil ek 'n opmerking maak oor die toepassing van hierdie gedeelte sommer so aan die begin. Die beginsels en boodskap van hierdie teksgedeelte wat ons nou 'n bietjie naderby gaan beskou, is direk op toepassing van elkeen wat geroep is in die evangelie en elkeen wat binne in die gemeente dien. Hier is beginsels wat vir elkeen vanoggend geld wat hier sit. Wat homself of haarself 'n disipel van Jesus Christus noem. Die breër konteks van hierdie boodskap is dat ek en jy in ons roeping en gawe waarmee ons besig is, moet weet as bedienaars van die woord, want oral waar ons gaan, gee ons die woord, leef ons die woord, is daar 'n vyand wat besig is agter die skerms, wat jou wil ontmoedig en jou weghou van wat die Here vir jou beplan het. Ek het laas genoem dat die speelveld van die bose is eerstens om jou te verhoed om te verstaan wat God se wil vir jou lewe is en sy wil in jou geestelike wandel. As hy nie daarin kan slaag nie, as jy gehoor het, gaan sy tweede fokus wees om jou weg te hou om gehoorsaam te wees daaraan, om te doen wat God van jou vra. En as jy daarin slaag om te begin doen wat God vir jou vra, gaan hy derdens alles in sy vermoë doen om dit vir jou so moeilik as moontlik te maak om te doen wat die Here vir jou sê. So ons weet, in die konteks van gemeentewees in hierdie wêreld, het ons 'n vyand. En ons gaan vanoggend bemoedig word deur die oorwinning van Christus. Ons is nie op 'n plesierboot waar ons geniet en bedien word nie. Ons is op 'n oorlogskip met 'n fantastiese kaptein, sy naam is Jesus Christus, wat weet waarheen ons op pad is, en ons almal is besig op daardie skip om te doen en te fokus wat ons rol ook al mag wees. Nou aan die einde van Paulus se lewe, daar in die tronksel in Rome, weet hy dat daar baie swaar tye vir Timoteus gaan kom. En daarom vind ons hier in vers 1, sy eerste opdrag aan Timoteus: jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Paulus se aansporing hier vir Timoteus is om die krag te put uit die genade wat in Jesus Christus te vind is. Hy moet weet dat in die moeilike omstandighede in die gemeente in Efese, waar daar baie afgoderry was, waar daar baie towery was, waar daar baie teenstand was, gaan hy die genade van Jesus Christus nodig het, anders gaan hy dit nie oorleef nie. En Paulus skryf met oortuiging: Timoteus, vind jou krag en sterkte in die genade van Jesus Christus. Hoekom sê hy dit met soveel oortuiging? Onthou julle, Paulus het vir die Here gevra om die doring in sy vlees weg te neem. Wat het Jesus vir hom gesê? My genade is vir jou genoeg, want in jou swakheid sal die krag van Christus deurkom. Paulus moedig hom aan. En Paulus weet verder dat ten spyte van Timoteus se beperking en uitdagings, verstaan Jesus sy menswees. Hy verstaan sy teruggetrokke persoonlikheid en sy tekortkominge. So Paulus sê vir Timoteus, as daar een ding is wat jy moet aan vashou, is dit die genade van Jesus Christus. Dit wat Hebreërs 4 van sê, ons het 'n hoëpriester na wie toe ons kan hardloop, wat medelee het met ons swakhede, wat ons gaan help om gehoorsaam te kan wees en hulp te kry. So elkeen van ons moet ons weet, in die omgewing van ons roeping, in hierdie wêreld en in die gemeente,
is 'n plek waar die bose alles in sy vermoë gaan doen om ons te ontmoedig. Om ons teen te staan en dit vir ons moeilik te maak. Ek het hierdie week teruggekom van Nairobi af. Ons het die voorreg gehad om 170 pastore op te lei in Bybelinterpretasie en hoe om die woord van die Here lief te hê. En terwyl ek weg is, sal dit natuurlik die week wees waar load shedding of beerdkrag nou vir die eerste keer na bykans 'n jaar weer gebeur. En my vroukie is alleen by die huis. En die een nag, 1:30 of 1:30 die oggend, gaan daar die alarm af in die huis. En my vroukie kry dit nie afgesit nie. Bietjie traumaties. Na 'n gesprek met die tegnikus, kon hulle uiteindelik die alarm afsit, wat weer later afgegaan het. Maar ek slaap in Nairobi, in 'n plek waar 6 miljoen mense bly. Ek hoor nie dat sy my bel nie. Volgende oggend sien ek my vroukie het my 2 uur daai oggend gebel en ek besef, die duiwel is regtig besig. Volgende dag is daar 'n muis in die huis wat ons nie kan uitkry nie. So dit is opwindend om vir die Here te werk, nie. Maar daar's altyd iets wat die duiwel gaan ingooi om ons te ontmoedig in ons roeping wat die Here vir ons gee. Net om dit vir ons moeilik te maak, want hy weet die verskil wat ons in mense se lewens maak. En so ook in hierdie gemeente, in jou bediening, wat dit ook al mag wees, moet ons weet dat ons moed het in die genade van Christus. In 'n gemeente werk ons saam met mense van verskillende persoonlikhede. Ons kan baie keer ongemaklik wees. Ons mag voel ons is bietjie onbevoeg. Ek weet nie of ek regtig die regte ding doen nie. Baie keer kry ons teenkanting. Baie keer is daar verskille, baie keer is daar konflik, misverstande, selfs geheime agendas wat ons teekom. En so kan ons aangaan. So die omgewing van bediening is nie maanskyn en rose, soos ons baie keer dink dit gaan wees nie. Daarom is dit van kardinale belang, dat ek en jy vanoggend moet hoor en weet, dat ons bediening en ons roeping gesentreerd moet wees in die genoegsaamheid van Jesus Christus alleen. Dis waar ons krag lê. Daarom hou ons konstant aan hom vas en ons rig ons oë gedurig op hom, onbeweeglik in hom as ons anker in die lewe. Ons hardloop na hom toe vir hulp, ons oog is op hom gefestig. Soos Paulus vir Timoteus bemoedig die Here vir my en vir jou, moenie terugdeins nie. Moenie moedeloos word nie, watter omstandighede jy ook al in mag bevind. Moenie in jou dop kruip en jouself jammer kry nie. Moenie dat enige omstandighede van watter aard ook al jou weerhou om die Here se wil te doen in hierdie gemeente nie. Want hy vind vreugde daarin as jy daarmee besig is. Jesus is vir my en jou genoeg. Ek en jy funksioneer vanuit sy genoegsaamheid, uit sy krag, in sy autoriteit, op sy agenda, in sy guns, in sy begrip as volmaakte hoëpriester, in sy goedheid, in sy beskerming, in sy majesteit. Paulus begin hierdie gedeelte om vir Timoteus en vir elkeen van ons te sê, hou onverbiddelik aan Jesus Christus vas. En vanuit hierdie genoegsaamheid, wat Paulus in vers 1 vir Timoteus kom gee, volg die tweede opdrag. Kom ons lees saam in vers 2. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Paulus vra Timoteus om die boodskappe en die woord van God wat hy by Paulus gehoor het, deur die reise, deur sy prediking, oor te dra aan betroubare individue, wat op hulle beurt weer ander kan leer. En hierdie woord om te vertrou aan is eintlik 'n woord beteken deponeer. Gaan deponeer hierdie woord, hierdie evangelie, hierdie waarheid van God se woord, deponeer dit in ander. En dit is wat ware disippelskap beteken vir my en jou wanneer ons besig is in hierdie gemeente. Ons deponeer in mekaar dit wat waar is, dit wat reg is, dit wat suiwer is volgens God se woord. En dis die hoogtepunt wat enigeen van ons kan hê
is om disippels van ander te maak. Waartoe jy ook al geroep is, sonnaskoolonderwyser, by die mannebediening, vrouebediening, Bybelstudiegroep, gasvryheid, lering, evangelisasie, musiek. Ons leer en leef ware disippelskap daar waar ons is. En die Gees help ons om dit te kan doen. Ons verryk ander deur ons gawes en bediening en so help ons mekaar om saam die pad van disippelskap te kan stap. En in hierdie proses, ons het die konteks, nê, dis nie maklik om besig te wees met God se koninkryk nie, want dit is 'n vyand. Maar Jesus is jou enigste onwrikbare hoop en anker in hierdie lewe. En die proses van waarmee ons besig is om disippels te maak van ander en saam op reis te wees. En in hierdie konteks sê Paulus nou 'n baie belangrike ding. Hy gee vir ons 3 beelde en ek wil kortliks daarby stil staan. Besondere beelde om vir ons te bemoedig om te weet waar is my en jou fokus waarmee ons besig is. En hy vergelyk die uitdagings in die roeping en bediening van Timoteus en ons elkeen met die van soldate, atlete en boere. En in elkeen is daar 'n spesifieke punt wat Paulus wil noem. Kom ons begin by die soldaat. Ons lees daar, ly dan verdrukking in vers 3, ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Paulus praat hier van 'n professionele soldaat. Nie 'n tydelike huursoldaat nie. En hy het baie te doen gehad met soldate. Hy's in die tronk, hy hou hulle dop, hy sien wat gebeur. Hy het met sy reis in verskillende stede en evangelisasie, hy het baie met die soldate te doen gehad, omdat hy baie in die tronk was. En nou spoor Paulus vir Timoteus aan, om nie in wêreldse sake verstik te raak nie, maar eerder te konsentreer op Jesus, om hom te behaag as die kaptein, as die een wat die soldate aanvoer in die stryd. Vir Timoteus om uit te blink, as 'n toegewyde soldaat van Jesus Christus, moet hy heel hartig aan die stryd deelneem, om verbind tot 'n lewe van aflegging, van sy eie begeertes, opoffering, swaar kry, en hy moet wegbly van enige iets, wat sy fokus van sy roeping en gawes sal aflei. Daarom spoor Paulus vir Timoteus aan, om afleidings te vermy en heelhartig en enkelhartig, Engels praat van single-mindedness, te fokus en aandag te skenk aan sy bevelvoerder Jesus Christus. Dinge in hierdie wêreld kan ons so maklik aflei van dit waartoe die Here ons geroep het. En ons vind dit in 1 Johannes 2 vers 16. Die duiwel wil net jou fokus skuif, wanneer jy baie keer net op dreef is en momentum kry, en sien hoe die Here werk, is hy ywerig om ons fokus te skuif, en ons verloor daar in momentum. Hy verdof ons perspektief. En ons vergeet Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, nê. En al hierdie dinge gaan vir julle bygevoeg word. So ons eerste belangrike aspek is, ons het 'n bevelvoerder, ons wil hom behaag, ons wil gefokus wees, en nie afgelei word deur dit wat die duiwel baie keer na ons kant toe bring. Die tweede baie interessante voorbeeld is die van 'n atleet. Nou ek weet, daar's klomp atlete wat vandag die Agus ry. Miskien is daar familielede, my boetie ry die Agus vandag, saam met sy vroutjie. Hulle sien baie daarna uit, dis die eerste een. So Paulus kom praat hier binne die konteks van atletiek. Nou daar was interessant, 'n groot atletiek byeenkoms, elke 2 jaar in die antieke Griekeland, naamlik die Isthmiaanse spele. En dit het in Korinthe plaasgevind. Dit was so 20 km buite Korinthe waar hulle 'n pragtige baan gehad het vir deelname. En dit het al in 582 voor Christus begin. Daar's niks nuuts onder die son nie, want hoor net gou hierso. Daar was interessante sportsoorte. Daar was nalope, kort afstand, middelafstand, lang afstand. Dan was daar stoei en daar was boks. Daar was gemengde vegkuns. MMA wat ons so opgewonde is oor ons eie kampioen, nee. Daar was strydwa resies wat vandag sy F1 formule renjaars vooraf geloop het. Daar was tot musiek en digkunskompetisies. Dit was 'n wonderlike byeenkoms. So hulle het 'n groot dorp van tente opgeslaan en almal wat deelgeneem het en die toeskouers het in die tente gebly en dan was hulle deel van daardie Isthmiaanse spele.
En Paulus was definitief daar, ek kan jou waarborg. Want in 51 na Christus was hy daar vir sy tweede sendingreis en hy sou nie hierdie geleentheid gemis het vir niks nie. Nommer 1, hulle het in tente gebly. Wat was Paulus se beroep? Hy was 'n tentmaker. So hy het heel waarskynlik hele goeie besigheid gedoen om tente te verkoop aan die mense wat na die spele toe gekom het. Nommer 2 is dat hy ook die evangelie sou verkondig by so 'n byeenkoms. En derdens, om die byeenkoms te geniet. Wat deel van die skare, want as jy kyk na hoe hy dinge beskryf in sy briewe, het hy baie goeie kennis gehad van die atletiek. Maar daar was spesifieke reëls vir elke sport. Jy kon nie maar net gaan deelneem en opdaag nie. Want elke atleet moes sy eet voor Zeus aflê, dat hy 10 maande voorberei het vir hierdie Olimpiese spele of hierdie Isthmiaanse spele, en dat hy hom plegtig met 'n eed beloof dat hy aan die reëls sal deelneem en volgens die reëls sal deelneem. En elke sport het ook 'n prys gehad waarvoor die mense gehardloop en deelgeneem het. En Paulus het gesien hoeveel dissipline, hoeveel moeite ingegaan het vir elke atleet, maak nie saak wat hulle mee besig was nie. En die boodskap van hierdie beeld aan Timoteus en vir ons is om absolute dissipline aan die dag te lê, selfbeheersing en toewyding aan dit waartoe die Here ons geroep het. Maar die belangrike deel is, ek moet deelneem volgens die reëls wat God daar gestel het. En dit spreek van in my bediening moet ek seker maak dat ek God se woord verstaan en ken en dat ek daar binne funksioneer in my bediening. Integriteit, 'n rein lewenswandel, opregtheid en geloofwaardigheid wat deel moet wees van my diens aan die Here. En my fokus is nie alleen op die prys nie. My fokus is om dit te doen waartoe die Here my geroep het. En dit echo natuurlik die woorde in Hebreërs 12, waar die skrywer van Hebreërs vir ons sê, ons het 'n skare van getuies rondom ons, kom ons hardloop met volharding hierdie wedloop met ons oog gefestig op Jesus en lê die laste af wat ons so maklik omring. Die slegte nuus is dat die duiwel ook die reëls ken. Hy weet presies hoe ons moet funksioneer. En daarom gaan hy in jou oor fluister om dalk te kompromieer. Hy gaan dalk die reëls so 'n bietjie buig hier en daar en vir jou toelaat om nie daar te wees waar jy as kind van die Here behoort te wees nie. Maar ek en jy gaan vanoggend sommer nou verklaar en te sê, Here, ek gaan alles in my vermoë doen om nie gediskwalifiseer te word in hierdie wedloop nie. Ek gaan nie sleg eindig nie. Ek gaan nie tou opgooi nie. Ek gaan nie moedeloos word nie. Ek gaan nie u naam deur die modder sleep nie. Ek gaan binne die reëls hierdie wedloop hardloop, sodat u deur u Gees my kan en wil gebruik. En waar ek koersaanpassings moet maak, doen ek dit met graagte deur u Gees. Die derde beeld, die boer. Kom ons lees gou die teks. Vers 5 en verder, as iemand, vers 6, die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. 'n Ywerige boer is die ander voorbeeld wat Paulus gebruik. Slegs die ywerige boer wat baie moeite doen en pynlik hard werk, beleef vrug op sy arbeid. Ons weet beide nie Bybelse literatuur en Bybelse literatuur onder die Jode is daar algemeen bekend dat 'n boer se lewe baie harde werk vereis. En hier's 'n paar boere hier onder ons wat weet wat harde werk dit is. Om sukses in boerdery te behaal, berus op harde werk, maar ook op kundigheid om seisoene en tye te verstaan. So ongeag die grond se kwaliteit, ongunstige weertoestande, teleurstellings, lang ure van arbeid, is volharding en geduld die sleutel vir suksesvolle boerdery. Sodra die boer hom tot sy taak verbind het, is daar geen omdraai kans nie. As die saad in die grond is, moet hy vorentoe. Net soos met 'n ploeg, bly die fokus om vorentoe te beweeg. En Jesus self het gesê, iemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is my nie werd nie. Paulus beklemtoon dus hier in die derde voorbeeld, dat Timoteus se bediening volkome toewyding vereis, harde werk, deursettingsvermoë, volharding, veerkragtigheid. Wat beteken dat wanneer ek
onder is, dat ek die vermoë het om weer terug te kom met krag en met genade van die Here Jesus, ten spyte van teëspoed, teenkanting en moeilike omstandighede. Weet een ding, dat bediening harde werk is. Dit verg ook goeie navorsing. 'n Onderskeiding van waarmee ek besig is in die seisoene van die bediening waartoe die Here jou en my geroep het. Deursettingsvermoë en volharding. En dan wanneer ons in die Here se wil beweeg wat dit betref, is dit altyd dan so lekker om die vrug op die bediening te sien. Baie van ons sien dit nie dadelik nie, maar eendag in die hemel sal ons die vrug op ons bediening kan ervaar en sien wat die Here gedoen het. Wat sê die Here vir my en jou vanoggend? Die Bybelse konteks van bediening is gewoonlik 'n stryd. Dis nie maanskyn en rose nie. Dit word dwars deur die woord bevestig, deur die leiers wat ons oorlees, profete, geroepenes, disippels van Jesus. Dit is 'n gegewe terwyl ons hier op aarde is. Maar dan moet ons ook weet dat die Here Jesus daar is vir jou vanoggend, vir my vanoggend, om te sê, hou onwrikbaar aan hom vas, sy genade is vir jou genoeg. Vind jou krag, vind jou deursettingsvermoë, vind alles wat jy nodig het by hom, en wees sterk in die genade van die Here Jesus. Jy's dalk vanoggend, voel jy dalk moeg, en jy voel dalk soos 'n huursoldaat, of jy voel soos 'n papatleet, wat langs die kant sit en kyk hoe ander hardloop. Jy is dalk moeg van die harde werk in die bediening. Die Here Jesus sê vir jou, kom na my toe, kom sit by my, kom vind jou krag by my. En in my krag gaan deponeer, dit wat ek vir jou leer en ander mense, dat ons mekaar as disippels van Jesus Christus kan vorm vir ons reis hier op aarde. En dat ons nie fokus sal verloor nie. Wees daarom dan die gefokuste soldaat wat sy kaptein wil tevrede stel en hom wil behaag in alles wat ons doen. Wees daardie atleet wat nie fokus verloor nie, maar ook volgens die reëls deelneem in jou bediening in hierdie jaar wat voorlê. En weet dat jy hard sal moet werk en in seisoen moet beweeg sodat die Here jou kan gebruik in sy liefde. Daar was nog 'n wedloop in Athene, daarmee sluit ek af, waar die atlete met fakkels gehardloop het. En die wenner was nie die een wat eerste daar aangekom het nie. Die wenner was die een wat as hy daar aankom sy fakkel nog brand. Daarom my bemoediging vir jou is, kom ons hardloop so. Kom ons wees so naby aan die Here Jesus in ons bediening, sodat wanneer ons aan die kant uitkom en ons taak voltooi het, dat ons fakkels nog sterk brand vir die Here Jesus. En dat ons baie mense saam met ons langs die pad geneem het. En dat ons daardie mooi woorde sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Kom in die rus wat ek vir jou voorberei het. Skep moed, mede-reisiger vandag, mede-atleet, mede-boer, mede-soldaat in die koninkryk van God. En kom laat ons die Here die geleentheid gee om ons harte te versterk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig in aanbidding voor U vanoggend. Voor U, Here Jesus, ons kaptein, ons Here, ons meester, ons koning. Dankie dat U ons harte bemoedig vanoggend om met volharding voort te beweeg. Ek bid, Here, dat U vir ons sal leer om al ons krag en sterkte en alles wat ons nodig het by U te vind. En ek bid vir elkeen wat vanoggend dalk hier sit, wat al moedeloos is, dinge wil net nie regkom nie, stryd is ferm. Ek wil bid, Here, dat U hulle sal optel in die genade, dat U hulle sal bemoedig deur die Gees, dat hulle weet dat U, Here Jesus, alles het wat ons nodig het, om in hierdie lewe die oorwinning te behaal, omdat U, Here Jesus, reeds die oorwinning behaal het. En U het gesê in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld
oorwin. En ons wil in U oorwinning beweeg en in U oorwinning leef wanneer ons ook in hierdie pragtige gemeente wat U vir ons gegee het, te dien. En ook daar buite in die wêreld, wat daar soveel hopelose mense is, wat uitroep na U, al weet hulle dit nie eers nie. Dankie dat U ons daarmee sal help. Dankie vir U woord van bemoediging vanoggend. Ons vra, Here, dat ons in hierdie week, wanneer ons ingaan in die wêreld daar buite en in die gemeente besig is met U werk, dat ons sal onthou wat U vanoggend vir ons gesê het. Ons prys U daarvoor. Ons bid dit in Jesus se wonderlike, heilige en naam wat bo elke naam is. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Dankie.